Hallo almal, in hierdie video bespreek ek datahantering soos wat jy dit vind in die graad 8 syllabus. Meer spesifiek in hierdie video mates van sentrale neiging. Ons kan die verspreiding van data meet deur sekere mates van verspreiding. Die eerste een waarna ons kyk is iets wat ons noem die variasiewyte of die omvang. Nou wat is dit? Die variasiewyte van 'n datastel is die verskil, onthou verskil is minus, tussen die grootste en die kleinste waardes. Hoe groter die variasiewyte, hoe verder uitmekaar is die waardes in die datastel versprei. Nou kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. As ek nou vir jou die verskillende, sê nou maar skoengroottes gee, daar gee ek hulle vir jou 'n 3, 'n 5, 'n 6 ensovoorts. Dan gaan die variasiewyte of die omvang wees, 'n mens gaan sê, dis die grootste waarde, dis duidelik dat dit 'n 12 minus, want dis verskil, die kleinste waarde. En hier sien ons 'n 1 is die kleinste. So 12 minus 1 is 11. So die omvang van ons data of die variasiewyte is dan nou 11. Daar's nog iets wat ons kry by ons mate van verspreiding en dit noem ons 'n ekstreme waarde of 'n uitskieter. Nou wat is dit? 'n Waarde wat buite die normale omvang van die data lê. Met ander woorde, 'n waarde wat ooglopend baie groter of kleiner as die res van die data is. Nou, ons doen weer skoengroottes, daar's dieselfde skoengroottes. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Dit is maar net 'n gevoel wat jy hier kry. Ons skoengroottes is 3, 5, 6, 12, 6, 8, 12, 3, 5, 9, 5 en 1. So dit lyk vir my of ons uitskieter of ons ekstreme waarde 12 is. Dit is dan een wat 'n baie groot voet het. Maar ons kan dalk ook, as ons kyk na, wel, hier is 'n 1 en 'n 2, so ek sou nie sê 1 is 'n uitskieter nie. Maar daardie 12, dit is darm nou 'n grootte. Dis 'n uitskieter. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld. Hoe doen is ek moet nou die middelste waarde kry. So dan trek ek sommer daardie een en daardie een dood, daardie een en daardie een. En dan is my middelste waarde, my mediaan 2. En oppas, jou data moet georden wees om die mediaan te kry. Verder, nog steeds by mediaan, indien daar 'n gelyke getal waardes in die datastel is die mediaan die gemiddeld van die twee middelste waardes. Nou wat dit beteken, is daar is nou jou data en daar, kom stel hoeveel is daar? Daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar's 6 van hulle. Nou die middelste ene gaan jy so kry. Hulle is georden, baie belangrik. Dan sê jy 4 en 8 trek jy dood, 4 en 8 trek jy dood. So dan is die middelste waardes 'n 5 en 'n 7 en ons kry die gemiddeld van hulle twee. So om die gemiddeld te kry is daardie twee tel jy bymekaar. 5 plus 7 is 12 gedeel deur 2 en jy kry 'n 6. Daarom is die mediaan 6. Nog 'n mate van sentrale neiging is iets wat ons noem 'n modus. Nou die modus van die datastel is die waarde of die waardes wat die meeste voorkom. So daar is nou vir jou 'n datastel en ek dink dis baie duidelik dat jy kan sien dat 9 is die getal wat die meeste voorkom. So die modus is dan 9. Nou, indien daar twee modusse is, dan sê ons die data is bimodaal. Met ander woorde, as ek nou vir jou daardie gee, 1, 2, 2, 5, 8, 8, kan jy sien, 'n 2 kom 2 keer voor en 'n 8 kom ook 2 keer voor. So daardie datastel is dan bimodaal. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Nog 'n voorbeeld.
Bereken die mates van sentrale neiging vir die datastel. So ons begin by die gemiddelde. Nou daar sien jy nou jou data 3, 3, 4, 5, 5, 5, 9, 10, 10. Ons gemiddeld. Hier is nou iets wat ek ingesit het. Ek is nie seker of dit nog in jou syllabus sal wees nie, maar ek kan jou sommer nou leer. Daai ding noem mense X-streep en dit is die simbool vir die gemiddelde later in matriek en graad 11. So, om die gemiddelde te bereken, gaan jy al daardie waardes van jou datastel nou vat en jy gaan hulle bymekaar tel en jy gaan hulle deel deur hoeveel daar was. Kom ons kyk gou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daar's 9 inskrywings in jou datastel, sal ons sê. En die antwoord, ons gemiddelde, tel dit bymekaar, 54 gedeel deur 9, so die gemiddelde is 6. Nommer 2, die mediaan. Nou die mediaan is die middelste waarde. Maar nou is daar 'n onewe getal. Onthou jy, ons het getel, dus daar 9. So kom ons kan dadelik gaan en die middelste waarde daar identifiseer. Nou ek maak so, ek haal daai ene uit en ek haal daai ene uit. Ek haal daai ene uit, ek haal daai ene uit, ek haal hom, ek haal hom, ek haal hom, ek haal hom. En wat bly oor? Dis 5. Kyk gou, daar is 1, 2, 3, 4 aan die linkerkant van 5 en 1, 2, 3, 4 aan die regterkant van 5. So dit is hoekom die mediaan 5 is. Dis die middelste waarde. En onthou, jy moet baie mooi kyk dat jou data georden is van klein na groot wanneer jy die mediaan bereken. En die laaste ene by nommer 3 vir ons mate van sentrale neiging is ons modus. Onthou jy, dis die een wat die meeste voorkom. So dit is baie duidelik dat die getal, die data inskrywing wat die meeste voorkom, is 'n 5. Voorbeeld 3. Die volgende datastel is vir die IK's van leerders in 'n graad 8 klas. Nou, dit is nou vir jou gegee met 'n stingel en blaar diagram en kyk, die sleutel is daar. 12-8 beteken 'n IK van 128. Met ander woorde, as jy gou na die stingel en blaar toe gaan, dan sal 'n 10-5 'n IK van 105 voorstel. Kyk, hieronder het ek vir jou gewys dat Einstein se IK vermoedelik was tussen 150 en 190. Maar kom, ons is nou nie hy nie, kom ons doen die werk. Nommer 1. Hoeveel leerders is in die klas? So, nou gaan jy na jou data toe en ons gaan tel. Hierbo is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, daar is 13 kinders in die klas. Nommer 2, wat is die variasiewyte of die omvang van die data? So wat 'n mens doen is, daar's 'n formule en dis eintlik die kleinste minus die grootste minus die kleinste waarde. So die hoogste minus die laagste. So ons hoogste waarde is hieronder, dis 149 minus 105, die kleinste waarde. En as jy dit nou doen, dan sien jy ons omvang of variasiewyte is 44. Nommer 3. Gee die laagste IK. Dit is ons eintlik al klaar gedoen. Dit is 105. Dis hier die enetjie. 105. Nommer 4. Bereken die gemiddelde IK. Nou gaan jy hard werk. So nou moet jy al daai eers bietjie neerskryf. So, kom ons kyk. Daar is 'n 10-5 beteken 105 plus 107 plus 107. Op die tweede lyntjie 113 plus 116 plus 117 plus 118. Op die derde lyntjie daardie gaan wees 125, 126, 128. Op die vierde lyntjie 130, 134 en die laaste ene 149. So ek gaan al daai bymekaar tel en dit deel deur hoeveel daar was. Ons het al vroeër by nommer 1 besluit
daar's 13 kinders in die klas. So as jy dit nou bymekaar tel, dan kry jy 1575 gedeel deur die totaal, wat 13 is, en ons gemiddelde IK is nie sleg nie, is 121,1. Nommer 5, wat is die mediaan IK? Nou onthou nou, mediaan is die middelste waarde. So omdat daar 13 is, beteken dit daar gaan 6 aan albei kante wees. So jy trek 6 dood. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en aan die onderkant 1, 2, 3, 4, 5, 6. En watter waarde is dan die middelste een? Dis 118. Of, as jy wil, kan ek jou gou hier wys. Kyk nou, eintlik is jou data hier mooi georden by nommer 4. So dan trek jy 6 dood, 105, 107 is 2, 3, 4, 5, 6 en aan hierdie kant van die agterkant af 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan sien jy, die middelste waarde is 118. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video praat ons oor die opsomming van data. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem. En dan onthou op my webwerf onlinemaths.co.za het ek vir jou die hele syllabus op video vasgelê.